Goeiedag graad 12 leerders, welkom by vandag se geskiedenisles. My naam is Meneer Dixon. Hierdie les word aangebied deur die Noord-Kaapse Departement van Onderwys in vennootskap met Pakama Research and Development basisleerders. Soos ek gesê het, welkom. Ek is uiters nie uitgestres nie, maar ek is uiters excited basis om vir julle te sê dat ons gaan 'n oorsig het oor vraestel 2 basis. So die oorsig wat ons gaan hê oor vraestel 2 basis, dit is ons gaan vraag 1 doen, ons gaan vraag 2 doen en ons gaan vraag 4 en vraag 3 doen. So ons gaan net praat oor dit. Ons gaan sekere voorbeelde hê van sekere bronne, hoe om dit te beantwoord, hoe om sekere lang vrae te beantwoord op die einde van die dag. So voor ons met dit begin, kom ons gaan na die verskillende kognitiewe vlakke toe. Die kognitiewe vlakke sê vir ons hoe om sekere vrae te beantwoord in die vraestelbasis. Maar voor ons na die kognitiewe vlakke toe gaan, kom ons gaan kyk eers na die instruksies, hoe u moet hierdie vraestel beantwoord op die einde van die dag. Uiters belangrik leerders dat afdeling A is brongebaseerde vrae. Dit is vraag 1, vraag 2, vraag 3. Vraag 1 is die burgerlike verzet. Dit beteken die interne weerstand in Suid-Afrika wat plaasgevind het van 1970 tot 1980. En vraag 2 is basis die koms van 'n demokratiese Suid-Afrika. En dit is wat ons sal noem die Waarheid en Versoeningskommissie basis. Dan vraag 3, die einde van die Koue Oorlog en 'n nuwe wêreldorde. Maar ons gaan nie daardie vraag vandag bespreek nie. Ons gaan net vraag 1 en vraag 2 doen vandag. In afdeling B, opsteltipe vraag. Vraag 4 is basis die burgerlike verzet. En dit is die krisis van apartheid en die burgerlike verzet basis is wat ons sal sê die Steve Biko opstel op die einde van die dag. Dan vraag 5, die koms van 'n demokratiese land in Suid-Afrika en die aanvaarding van die verlede basis. So dit is wat ons noem vraag 4 basis. Baie kinders in die verlede en in die hede sê hulle dat hierdie vraag is die Mandela vraag of dit is die Cyril Ramaphosa vraag op die einde van die dag. Dan vraag 6 is die einde van die Koue Wêreldoorlog en 'n nuwe wêreldorde, die gebeure van 1989 basis. Dan gaan ons na hoe om hierdie vraestel te beantwoord op die einde van die dag. 4.1 sê vir ons beantwoord 3 vrae soos volg. So jy moet net 3 vrae beantwoord weer eens. Ten minstens 1 moet 'n brongebaseerde vraag wees en 'n opsteltipe vraag. Die derde vraag kan wees 'n bron of 'n opstel. So wat sê ons eintlik vir u leerders? U kan 3 vrae beantwoord. 1 vraag, brongebaseerde vraag. Dan moet u 2, as dit 1 bron is, dan moet u 2 opsteltipe vrae skryf. As u 1 opsteltipe vraag kies, dan moet u 2 bron vrae beantwoord op die einde van die dag. Dan leer dit is uiters belangrik omdat u 3 vrae gaan beantwoord. Bemoedig ons u aan om 'n uur op 'n vraag te bestee basis op die einde van die dag. Dan die antwoord van die vraag, dit is uiters belangrik om nie die bronne oor te skryf op die einde van die dag. Dit is belangrik dat die bronne nie moet oorgeskryf word nie. Dan in die beantwoording van die vraag moet jy jou kennis, vaardigheid en insig teen alle tye toon. Maar die oorskryf van bronne, jy word gepenaliseer, jy kry nie antwoorde vir dit nie. Nommer die korrekte stelsel, gebruik die korrekte nommerstelsel wat in die vraestel vir u gegee word. As hulle byvoorbeeld sê in die vraestel 1.1, jy kan nie gaan sê 1.1.6 nee, dit werk nie so nie. So gebruik asseblief die korrekte ene. En die laaste en die mees belangrikste ene is skryf netjies en leesbaar. Leerders, u kan nie klein skryf nie. Hoe gaan die persoon wat die vraestel moet merk, dit kan merk op die einde van die dag. So leer die instruksie wat op die vraestel gaan verskyn, so ek gaan maar net oor dit sodat u kan idee het wat om te verwag as u die vraestel sien. So kom ons gaan na die kognitiewe vlakke toe gou-gou.
So vlak 1, dit beteken haal antwoorde uit die bron uit. So dit gaan vir ons 12 punte gee. Definieer die historiese konsep, dit gaan vir ons 2 gee. So die konsep is altyd volgens die woordeboek op die einde van die dag. Dan gaan ons na vlak 2 toe. Vlak 2 is 20 punte, vlak 1 is 14 punte, vlak 2 is 20 punte. Vlak 2 moet jy altyd die vraag interpreteer, jy moet dit analyseer en jy moet die antwoorde by mekaar bring en dan moet dit en as jy dit versamel het, nou moet jy dit analyseer en interpreteer op die einde van die dag. So wat tipe vraag kry ons by vlak 1? Vlak 1 byvoorbeeld, volgens die bron en jou eie kennis, sê wat beteken hierdie woorde? So dit is vlak 2 vraag op die einde van die dag. Vlak 1 vraag is basis, haal die antwoord uit, of lys, of noem, of benoem, of volgens die bron, dit is wat ons sê vlak 1 vraag. So vlak 2 vraag, nodig interpretatie en jy moet dit analyseer. Dan vlak 3 vraag is interpretatie, evalueer, waar jy nou moet kyk basis na die nuttigheid van die bron, betrouwbaarheid van die bron, veroordeel en beperkings van die bronbasis. Dan moet jy ook weet hoe om, as hulle sê vergelyk die verskillende bronne met mekaar, jy moet weet hoe om het te doen. Kontrasteer beteken, nou dit is nie dieselfde op die einde van die dag nie, so dan moet interpretatie plaasvind en die perspektief moet ook in ag geneem word op die einde van die dag. So leerders, vlak 1, vlak 2, vlak 3 word gevra in al 3 vraag. Het word gevra in vraag 1, het word gevra in vraag 2, het word gevra in vraag 3 basis. So nou kan ons sien dat al vlak 1, vlak 2, vlak 3 word gevra in al 3 vraag. Dit sê nie vlak 1 beteken vraag 1, nee. So jy gaan in vraag 1, gaan jy kry vlak 1, vlak 2 en vlak 3 vraag op die einde van die dag. So kom ons gaan gou na die paragraaf toe, van die paragraaf is die laaste gedeelte van vlak 3 basis. Hierdie vraag is 8 punte werd, dit word in 'n beoordeel, dit word gemerk om 'n analitiese rubriek te gebruik op die einde van die dag. Die vraag is so gestruktureer om 'n vlak 3 vraag te wees. Hoe word hierdie vraag gebeantwoord? Byvoorbeeld, die rol, die impak, die oorsake, die effek, die tyd of betekenis van 'n bepaalde historiese gebeurtenis. Die paragraaf vraag verwys altyd terug na die sleutelvraag toe. Onthou, ek het dit in vorige lesse ook gesê dat die sleutelvraag is die vraag wat in donker swart groot letters geskryf word voor die vraag 1 of vraag 2 kry. So daardie vraag is wat ons roep die sleutelvraag. So die sleutelvraag is die paragraafvraag op die einde van die dag. So as jy besig is met 1A, 1B, 1C, 1D, onderstreep wat al klaar die sleutelvraag beantwoord. So as jy by die paragraafvraag kom, dan moet jy dit nie net so oorskryf nie, jy moet dit parafeer op die einde van die dag. So parafeer beteken die kerngedagte word uitgehaal, maar die woorde voor en agter word verwyder en word vervang deur wat ons roep sinonieme op die einde van die dag. So leer dit is uiters belangrik dat jy dit moet so beantwoord waar jy dit onderstreep as jy besig is met 1A, 1B, as jy na vraag 2 toe gaan, as jy besig is met 2A, 2B, 2C, onderstreep wat al klaar die sleutelvraag beantwoord op die einde van die dag. So kom ons gaan gewoon na die interne weerstand en dit is vraag 1, afdeling A. So die regeringspogings om apartheid te hervorm. Hoekom moes hulle apartheid gehervorm het? Eerstens, P.W. Botha, was die leier van die nasionale party en hulle het gesê Suid-Afrika word aangeval. En hy moet toe totale strategie moet hy in plek gestel het. En dit was een van die redes hoekom. So die vraag is, Namibië was 'n provinsie van Suid-Afrika van 1918 af tot en met 1998. So in die vroeë 80er jare was Namibië nog steeds deel van Suid-Afrika as 'n provinsie. Nou bo Namibië was Angola.
Angola het hulle vryheid gebevind van die Portugese in 1975 en die MPLA was communiste. So hulle het gebeklei die UNITA en die FNLA wat verhoed het dat die communiste moet oorvat in Angola basis. En omdat die MPLA communiste was, het word gesê Suid-Afrika word aangeval deur communiste. So hy moes 'n totale strategie tot na vore kom en sy eerste ene was in 1982 waar hy gepraat het van die stedelike Bantu owerhede basis wet en die tweede ene was in 1983 en dit is die 3-kamerstelsel wat plaasgevind het basis. So dit is uiters belangrik dat die hervorming was in 1982 die stedelike Bantu owerhede wet en dit het beteken, ek gaan net 'n oorsig gee dat daar kan raadslede verkies word basis in Engels hulle sê councillors wat die swart mense kan verteenwoordig as hulle by mekaar gekom het. Dan kan hulle ook 99 jaar hier betaal aan die staatbasis vir die huise wat in die swart woonbuurte was of as al sy townships was op die einde van die dag. So die 3-kamerstelsel het beteken dat die Indiërs, die kleerlinge en die blankes gaan saam in parlement sit, maar die blankes wat nou die wit mense was, hulle het toe gesê dat die kleerlinge moet net besorg wees oor die kleerlinge se doen en late, se wette wat hulle moet toepas. Die Indiërs moet net bemoeid wees met die wette van wat die Indiërs benadeel of bevoordeel, maar die wittes is verantwoordelik vir al die wette in die land in basis op die einde van die dag. So ja, so die Indiër en die kleerling het toe in parlement gaan sit met die wit persoon en dit het weerstand gebring in Suid-Afrika en dit het gemaak dat die Verenigde Demokratiese Front na vore kom. In Engels sal ons sê die UDF het nou na vore gekom en wie was die leier van die UDF? Die leier van die UDF was Dr. Reverend Allan Boesak basis en die ander leiers was aartsbiskop Desmond Tutu, Reverend Frank Chakane, Dominee Beyers, hy was ook deel van die UDF basis. So van die UDF het die siviele organisasies nog gekom. So die siviele organisasies, hulle was verantwoordelik vir die brood en botter dinge wat die mense elke dag teëgekom het op die einde van die dag. So as ons sê brood en botter, dit beteken as die krag as die deur gesluit word van die hier betaal nie, dan het hulle die deur vir u gaan oopmaak. As hulle die krag wil afsit, dan het hulle teen dit gebeklei op die einde van die dag. En die rol van die siviele organisasies het ook orde gebring in die verskillende swart woonbuurte in Suid-Afrika basis. Maar die Verenigde Demokratiese Front, die UDF, het ook 'n vennootskap gehad met die vakbond COSATU, wat van 1984-1985 tot stand gekom het onder die huidige president Cyril Ramaphosa basis. En wat gebeur het as leerders dat so die UDF en COSATU het as een gewerk basis. So hulle was verantwoordelik vir die wegbly van werk af. Hulle was verantwoordelik vir die verskillende protestering wat plaasgevind het op die einde van die dag in Suid-Afrika en hulle die ekonomie van Suid-Afrika tot stand gebring deur betogings nou weekliks basis was daar betogings in Suid-Afrika in. Maar daar was ander organisasies ook, soos byvoorbeeld einde van conscripsie campaign, die swart sessie campaign basis was ook deel van die interne weerstand in Suid-Afrika. Maar die UDF en die COSATU vakbond was gemengde mense, daar was Indiërs, kleerlinge, wit mense ook op die einde van die dag, maar die beweging van die einde van die in-conscription campaign basis was wittes. Die swart sessie was wit mense basis. So dit geef my 'n oorsig en 'n oorgawe om te sê dat alle rasse het gebeklei vir 'n nuwe demokratiese Suid-Afrika op die einde van die dag.
Nou, waarom eindkonskripsie? Eindkonskripsie beteken basies die wit manne het gebeveg dat na skool dat die jong wit manne moet gaan na die weermag toe basis. Dit was hoekom hulle gebeklei het. Die swart sessies het gebeklei vir die beëindiging van apartheid as stelsel basis op die einde van die dag basis. So in 1988 het die government, die nasionale party het toe die UDF basis verbaan. En omdat hulle dit verbaan het, dit beteken hulle het geban basis op die einde van die dag. En conscription was ook verbaan, swart sessie was ook verbaan. Alles wat in opstand gekom het teen die government was verbaan op die einde van die dag. So dit is 'n oorsig, 'n oorgawe oor vraag 2 basis. Kom ons gaan gewoon na die bron toe en dan gaan ons na die vraag toe, dan gaan ons na vraag 2 toe. So bron 1 die basis, dit is 'n uittreksel hieronder is wat uit 'n boek wat in 1991 verskyn het, die boek met die titel Black Sessie, The Beginning of a Breach in South Africa deur K. Spink, het vir die Black Sessie mensenregte skendings teen vroue aangeteken. Daar is daaroor verslag gedoen. Dit beskryf in breë trekke hoe P.W. Botha se regering op die leiers van die Black Sessie geregeer het. Kom ek lees die bron gou. Die beleid van die Black Sessie as organisasie was om die oppergesag van die wet handhaaf of onderhou met hulle volkome toewyding aan wetting en vreedsame protesbasis. Vir vreedsame protes eerder as om 'n las vir die regering te wees. Een lid van die Black Sessie is strong toegestuur omdat sy geweier het om 'n verklaring te maak oor 'n besoek aan Winnie Mandela. Nog een is eerder strong toe as om 'n huishouster af te bedank wat nie geregistreer kon word nie. Van die lede het doelbewus aan onwettige byeenkomste en optogte deelgeneem. Annika van Gleikswyk, voorsitter van die Pretoria tak van die Black Sessie, is vroeg die oggend van 12 Junie 1986 in haar eie huis gearresteer. Sy is vir uiterlike weke in eensame afsluiting in die Pretoria se gevangenis aangehou en is toe na polisieselle geneem waar sy ondervra is. Die aankoms van veiligheidspolisie Janet Small se kantoor het haar heeltemal onkan gevang. Sy is aangesê om 'n tas uit te pak en feitelik onmiddellik tronk toegeneem. Omdat daar geen ander wit vroue in aanhouding was nie, omdat die gevangenisowerhede baie streng oor rasse regasie was, het sy haarself vir die maande in eensaam opgesluit bevind. Sy het met haar vrylating inperkingsbevel gekry, wat nie ongewoon was nie, maar sy het dit besonder moeilik gevind. Dit het haar nie tot die huis waar sy in Graamsstad gewoon het beperk nie, maar tot haar ouer huis in Kaapstad waar sy elke aand tussen 6 namiddag en 5 voormiddag in die huis moes wees. Sy is nie toegelaat om meer vir die Black Sessie te werk nie. Sy was ook nie veronderstel om met joernaliste te praat, vir enige publikasie te skryf ook nie. Kom ons gaan na die vraag toe. 1.5.1 Volgens die bron, wat was die Black Sessie se beleid as 'n organisasie met die betrekking tot protesaksie teen die apartheidsregering? Gee 1 antwoord, 1 maal 2, so 1 antwoord gee. Kom ons kyk na die antwoord. Uittreksel van bewys, dit is 'n vlak 1 vraag, om die oppergesag van die wet te handhaaf, of volkome toewyding aan wetting en vreedsame protes. Kom ons gaan na die volgende vraag toe. 1.5.2 verduidelik die term eensame opsluiting in die konteks
van die beleid wat deur die apartheidsregering voorgestaan is teen opsig van die hantering van anti-apartheidsbetogers. Dit beteken 1x2. Maar kom ons kyk wat 'n vlak is. Dit vlak 2 vraagbasis. Isolering en beperkings van enige vorm van menslike kontak om sielkundige skade as 'n vorm van straf vir politieke aktiviste in gevangenis te skep, enige ander relevante vraagbasis, antwoorde basis. 1.5.3 Waarom dink jy is Jeanette Small na haar vrylating uit die tronk verbied om met joernaliste te praat of om vir enige publikasie te skryf? 2x2. So dit is 'n vlak 2 vraag en die antwoord is soos volg, sodat sy nie deur die gebruik van die media mense kon beïnvloed om teen die regering op te tree nie. 'n Bedreiging vir die Suid-Afrikaanse regering. So dit gaan vir ons 2 punte gee op die einde van die dag om haar inhoud as lid van die Black Sessie teen die regering te beperk, om die beeld van die apartheidsregering aan te tas, om die verspreiding van idees van demokrasie en gelykheid te blokkeer basis. En dit gee vir ons so, ek kan 2 punte gee op die einde van die dag. Dan gaan ons na die volgende vraag toe, 1.5.4, lewer kommentaar oor die breekbaarheid van die bron vir 'n geskiedkundige wat PW bood as regering se hantering van leiers van die Black Sessie navors. So is 2 antwoorde wat jy moet gee, en hierdie 2 antwoorde gaan vir ons 4 punte gee op die einde van die dag. Kom ons gaan gou na die antwoord toe. Bepaalde breekbaarheid van bron 1D, dis 'n vlak 3 vraag. Die bron is breekbaar want die uittreksel is geneem uit 'n boek met die titel Black Sessie, The Beginning of a Breach in South Africa deur K.S. Spink, gebaseer op versamelings van ervarings van vroue wat vir Black Sessie veldtogte gearresteer is, gebaseer op navorsing basis. Die outeur K.S. Spink was 'n skrywer wat verslag gedoen het oor die skenking van vroue se menseregte vir Black Sessie. Die datum van die verskyning van die boek 1991 is nie ver van die aktiwiteite van die Black Sessie in die 1980s af nie. En onthou leerders, die datum word genoem, jy moet die datum noem ten alle tye. Dit verskaf spesifieke besonderhede oor die wrede, 'n harde behandeling wat die apartheidsregering aan Black Sessie lede toegedien het, byvoorbeeld eensame opsluiting, verbanning, enige ander relevante antwoord en wat hierdie vraag kan beantwoord op die einde van die dag. Kom ons gaan gewoon na vraag 2 toe. Vraag 2 is die Waarheid en Versoeningskommissie. Die Waarheid en Versoeningskommissie was 'n regsgelyke liggaam wat in Suid-Afrika saamgestel is na die einde van apartheid, dit beteken na 1994. En die leier daar was Aartsbiskop Desmond Tutu, sy voorsitter was basis Dr. Alex Bouwring, en hulle het die Waarheids- en Versoeningskommissie gelei in Suid-Afrika. So, wat was die Waarheids- en Versoeningskommissie? Enige iemand wat gevoel het dat hy die slagoffer van geweld was, kon na vore kom en gehoor word deur die Waarheid en Versoeningskommissie. So die Waarheid en Versoeningskommissie het 3 komitee gehad. Die eerste komitee luister of hierdie geweld of dit polities was en of hierdie persoon die waarheid praat basis. As dit so was, dan het dit nadat geluister op die einde van dit was die eerste komitee. Die tweede komitee was basis wat ons roep die Amnesty komitee basis. So die Amnesty komitee, hulle het nou gesê, gaan jy amnesty kry of nie amnesty kry nie. Dan die laaste ene was die rehabilitasie komitee basis. So daar by die rehabilitasie as jy slagoffer was, dan die geld gekry, 30.000 en berading gekry. As jy die oortreder was, dan het jy basis berading gekry tussen die tyd basis. So wat hulle gekyk het is basis, so die Waarheid en Versoeningskommissie het gekyk, is hierdie misdaad wat gepleeg het, is dit
polities was en die waarheid gepraat, dan het die amnesty gekry op die einde van die dag. Wat was die doel van die Waarheids- en Versoeningskommissie? Dit was om die wonde van die verlede te genees basis. So die tydperk was basis 1960 tot en met 1994 basis. Dit was die tydperk wat hulle nagekyk het op die einde van die dag. So wat hier gebeur het is, dit was 'n openbare forum waar die prosedure plaasgevind het en dit was ook op televisie. So as die misdaad gepleeg was, byvoorbeeld in Khayelitsha in die Kapen, dan het hulle gegaan na Khayelitsha toe, hulle die stadsaal, hulle die saal of die stadsaal in Khayelitsha gebruik om die verhoor nou te laat plaasvind basis, en dit was op televisie ook uitgesaai op 'n daaglikse basis was. En dit word ondanks as 'n verwikkeling wat plaasgevind het, en die verwikkelinge wat plaasgevind het, leerders, is dat hulle sê, die een groep sê die Waarheids- en Versoeningskommissie was suksesvol, die ander groep sê dit was nie suksesvol nie, en dit is hoekom ons sê ondanks die gebreke. So die gebreke was, anders sê dit was 'n sukses, anders sê dit was nie 'n sukses nie. So dit is 'n oorgawe oor waar ons kyk as ons praat oor die Waarheids- en Versoeningskommissie. So die Waarheids- en Versoeningskommissie, hulle kyk altyd na misdade wat gepleeg word basis, of nou dan kyk hulle na die leierskap, hoe het die leierskap van die Waarheids- en Versoeningskommissie beïnvloed basis. Kom ons gaan gou na die bron toe, dan gaan ons na die vraag toe, sodat ons kan ook kyk na die opsteltipe vraag, bron 2D. Die uittreksel hieronder is 'n resensie deur Nogina en Natsilaba, ondersoek 'n joernalis van die boek met die titel Now You Know How Mapatla Died, The Story of a Black Consciousness, Matai, deur historicus Z. Valela. Dit kritiseer die Waarheids- en Versoeningskommissie dat hulle nie reg aan Mohidi se saak laat geskied het nie, en die regering dat hulle niks gedoen het om die saak verder te voer nie. Kom ek lees gou die bron. 20 jaar het tussen Mohipa se moord en die beraadslaging van die Waarheids- en Versoeningskommissie verbygegaan. Valila het harde woorde vir hulle modus operandi, die manier waarop die Waarheids- en Versoeningskommissie te werke gegaan het, gehad met die Azanian mense, vind dit moeilik, onredelik, waarvan sy egter baie seker is om te bevraagteken presies hoe die Waarheids- en Versoeningskommissie reg aan Mohipa se saak laat geskied het. Niemand het na vore gekom om amnesty te versoek nie, en die regering het niks gedoen om die verdagtes wat bekend was te vervolg nie. Nie net is aanspreeklikheid, verantwoordelikheid nagekom nie, maar die uitbraak van die oorspronklike geregtelike doodsondersoek is steeds deel van die geregtelike rekords van die historicus waarheid bly onvoldoende basis. Soos wat Velila uitwys, waar geregtelike doodsondersoeke suksesvol heropen is dit die gevolg van die private inisiatief en hulpbronne. Ironies genoeg het Mohipa eerbewys na die apartheid gekry, maar is tot dusver die vaardigheid ontneem van herondersoek na die omstandighede van sy dood. Dit kan toegeskryf word aan die algemene staat van korrupte traagheid, passiwiteit in die regering. Miskien sal hierdie boek die skandelike toestand van die saak verander, maar self al het dit geen invloed op hierdie
besondere saak nie, dien dit as 'n sprekende duidelike waarskuwing van die uiterste gevaar van 'n polisiestaat wat buite die grens van die oppergesag van die wet behandel. Nog gegeewe die minagting wat deur die belangrike afdelings van die hedendaagse ANC vir die voornoemende getoon word, as 'n terugkeer na sulke omstandighede nie moontlik nie. Kom ons gaan gou na die vraag toe wat gevra word. Raadpleeg bron 2B 2D 2.4.1 haal 4 bewyse uit die bron aan wat aandui waarom Walila harde woorde vir die vryheids die waarheids en kommissie gehad het. Dit beteken 4 punte nou. Waarheids- en versoeningskommissie. So kom ons kyk gou na die 4 antwoorde. Vir hulle modus operandi wat die Azanian People's Organisasie se standpunt beamoen het om te bevraagteken presies hoe die waarheid- en versoeningskommissie reg aan Mohipa se saak laat geskied het. Niemand het na vore gekom om amnesty te versoek nie. Die regering het niks gedoen om die verdagtes wat bekend was te vervolg nie. Nie net 'n aanspreeklikheid, verantwoordelikheid nagekom nie. Die oorspronklike geregtelike doodsondersoek is steeds deel van die geregtelike rekords en die historikus waarheid bly onvol doen nog basis op die einde van die dag. Kom ons gaan na die volgende vraag toe. 2.4.2 identifiseer 2 redes in die bron wat verduidelik waarom sommige geregtelike doodsondersoeke suksesvol heropen is. Die vraag die puntetoekenning is 2 maal 1, so dit gee ons 2 punte basis. Kom ons kyk gou na die antwoorde. As ons volg, private inisiatief, hulpbronne, so dit is die 2 antwoorde. Kom ons gaan na die volgende vraag, 2.4.3, verduidelik die term eerbewys na apartheid in die konteks van mense wat teen apartheid geveg het. Die antwoord is soos volg. 'n Eerbewys gegee deur die post-apartheid, die demokratiese regering aan mense wat terwyl daar teen die apartheidsregering geveg is, die vryheidsstryd ondersteun het, in hierdie geval soos Mapetla Mohapi, wat deur die swart bewussynsbeweging teen die apartheidsregering geveg het. So dit is die antwoord, is 1 antwoord en jy gaan 2 punte kry vir dit basis. Kom ons gaan na die volgende bron toe. Bron 2B, die uittreksel hieronder is uit die Waarheidsversoeningskommissie verhoor wat op 15 April 1906 gehou is oor die mense regterskending van Mapeti, Mohapi, die Waarheids- en Versoeningskommissie, die menseregterskending komitee is verteenwoordig deur Taini Namia, wat vrae gestel het en die Mohipa familie is sy vrou Nontle Mohipa verteenwoordig. Dit beteken die redes waarom Nontle Mohipa die Waarheids- en Versoeningskommissie versoek het om ondersoek in te stel na hoe Mohapi gesterf het nadat sy tevore 'n siviele saak geopen het wat ook in 1979 na die Hooggeregshof gegaan het, maar onsuksesvol was basis. Mevrou Maye, ons sien jou vanoggend voor die Waarheids- en Versoeningskommissie, mevrou Nontle. Net voordat ons met ons gerigtinge begin, kan jy ons asseblief vertel waarom jy hier is? Mevrou Mohapi, soos wat ek reeds genoem het, was ek in die 20 jaar nooit oor die kwessie van Mapetla gelukkig nie, maar nou, selfs nou, is ek seker hy is nooit op enige ander manier doodgemaak nie. Nadat ek van die Waarheids- en Versoeningskommissie gehoor het, ek het vir myself gesê, ek wil kom en oor my seer kry getuienis lewer basis.
Ek wil die kommissie vertel sodat hulle my kan help om uit te vind wat met hom gebeur het, want hy sou nooit homself doodgemaak het nie. Maye, wat het hulle gesê was die rede vir sy selfdood? Mevrou Mohapi, tussen die briewe wat tussen die geregtelike doodsondersoek beskikbaar was daar een wat hulle gesê het, die selfdoodbrief was die skrif van baie eksklusiewe verskillende en dit het nie aan Mapetla behoort nie, maar hierdie een was ook op toiletpapier geskryf soos wat my man voorheen gedoen het en die kundiges wat na die skrif gekyk het bevestig dat die skrif in die selfdoodbrief baie eksklusief was. Hulle bewus probeer en poging om dit goed te ondersoek. Ons het vir die antwoord gewag. Maya, wat was die geregtelike doodsondersoek? Mevrou Mohapi, ons was verras oor die geregtelike doodsondersoek dat niemand ooit hieroor aangekla is nie. Daar was 'n siviele hof in Gramstad en dit het ook in Gramstad plaasgevind. Daar was 'n polisieman wat getuienis gelewer het oor die misdaad en hy het bevestig dat hierdie man Mohapi nooit sy lewe sou neem nie. Maya, wat was die uitslag? Mohapi, in die Hooggeregshof is daar ook gesê dat niemand vir dit gevra het nog geblameer kon word nie, maar is aangesê dat ons die saak verloor het en die koste moes betaal. Ons het huis toe gegaan waar ek 'n brief van die hof ontvang het met die rekening wat ek geskuld het, ongeveer 250.000 rand basis. Hulle het ook geskryf om uit te vind hoe hulle my kan waardeer en ek moes 'n lys van alles wat in my huis is insluit neergeskryf het basis. Kom ons gaan na bron 2D toe. Ons het die bron al klaar gelees, so kom ons gaan na die vraag toe wat gevra word. 2.5 verwys na bron 2B en 2D, verduidelik hoe die inligting in D die bewyse van bron 2B ondersteun met betrekking tot die uitdagings waarvoor die familie te staan gekom het om Mapetla Mohapi te versoek verwyder te vervoer 2x2, so ons kyk weer na 'n vergelykenis hierso basis. Kom ons gaan na die antwoord toe. 2.5 vergelyking van bron 2B en 2D om ooreenkomste te bepaal. Dit is 'n vlak 3 vraag in bron 1, in bron B, in bron 2B Nomtle 'n versoek voor die Waarheids- en Versoeningskommissie om feite te kry oor haar man Mapetla se dood. En in bron 2B word die Waarheids- en Versoeningskommissie gekritiseer dat hulle Nomtle nie gehelp het om antwoorde op haar vrae te kry nie. Beide bronne verwys daarna dat 20 jaar sedert Mapetla se dood en die Waarheids- en Versoeningskommissie verhoor verby is sonder enige aanduiding. So dit was bespreek in die Waarheids- en Versoeningskommissie en ook in bron D basis. Kom ons kyk na verdere moontlike antwoorde. Bron 2B verwys na 'n bevinding van die geregtelike doodsondersoek oor 'n selfdoodbrief wat Nomtle en handskrif geskiedkundiges voorgelê het en 2D dui aan dat geregtelike doodsondersoeke slegs suksesvol is as gevolg van 'n private inisiatief of vir mense met hulpbronne. 2B verwys daarna dat die Mapetla familie 'n siviele saak geopen het en 2D verwys daarna dat die regering nie genoeg gedoen het om die Mapetla familie te ondersteun nie. So dit is basies leerders hoe u die vergelyking vraag moet beantwoord op die einde van die dag. Kom ons gaan gou na die opsteltipe vraag toe.
uiters belangrik leerders dat ons moet kennis dra dat daar sekere vereistes wat jy moet nakom as dit kom by die opsteltipe vraag. Eerstens, jy moet 'n stans neem. En hierdie stans moet basies geneem word, leerders, in die inleiding paragraaf op die einde van die dag. En as jy die stans geneem het, moet jy die vraag chronologies beantwoord na dit basis. Maar die opsteltipe vraag word in 3 maniere gevra. Die eerste ene is, nommer 1, en dit is nie hoe dit gaan gevra word in die vraestel nie, maar die nommers is net neergesit, sodat ons net kan deur die les gaan basis. So die eerste ene is, verduidelik tot watter mate. Die tweede ene is, stem jy met hierdie stelling saam, ondersteun jou argument met relevante historiese bewyse. Die derde ene is, bespreek hierdie stelling krities in die konteks van die swartmags filosofie. As net 'n voorbeeld, dan wat gebeur, stem jy saam met hierdie stelling, bespreek hierdie stelling krities, daar word wat ons roep, daar word 'n uittreksel vir u gegee, en dan die uittreksel moet u nou die vraag beantwoord wat gebaseer is op die uittreksel op die einde van die dag. So wat gebeur is, in die inleiding paragraaf moet u, die eerste sin is die standpunt, dan na die standpunt, dan is dit die rede. So die rede word uit die inhoud gevat. So u vat die rede uit die inhoud uit, en dit is nou wat ons sal sê, jy kan 2 redes vat, so dit geef ons 2 sinne op die einde van die dag. Dan die derde stap is die oriëntasie. Jy sê nou oor wat jy gaan skryf. So ek gaan 'n voorbeeld gee hoe jy inleiding paragraaf moet lyk, soos ons hierdie les gaan. So na die inleiding paragraaf het ons basies die inhoud. So die inhoud volg nou na dit. So wat gebeur by die inhoud is, jy moet nou relevante feite neerskryf. En om relevante feite neer te skryf, moet jy die volgende doen. Dan moet 'n lyn van argument wees basis. So dan moet 'n lyn van argument wees, en hierdie lyn van argument metode noem ons die Peel metode op die einde van die dag. Soos 'n Engelse woord, Peel metode. So om seker te maak dat die inhoud is in orde in, moet daar basis, dit moet in 'n chronologiese orde neergeskryf word op die einde van die dag. Dit moet relevante inligting wees, en dit moet feite wees basis op die einde van die dag. Dan kom ons gaan gewoon na vraag 4 toe basis. So wat is die inhoud van vraag 4? So jy moet die inhoud eers ken. As jy nou die inhoud ken nie, word het swaar om hierdie tipe opstelvraag te beantwoord. So die inhoud vir vraag 4 is as volg. Jy moet weet wat was die aard en die doel van die swart bewusheid. So hoekom? Omdat die ANC en die PAC nog gearresteer was, anders was in ballingskappen toegestuur. So dit is uiters belangrik dat jy moet weet waarom. En die swart mense was nie reg gehanteer in Suid-Afrika nie, want die swart man het gevoel hy is minderwaardig. En die swart bewussyn moet dit herwek het basis om te sê, hoor die swart man, hy is nie minderwaardig nie. En dit is nou waar Steve Biko nou inkom, die rol van Steve Biko. So die rol van Steve Biko, hy noem dat hy was 'n student by die Universiteit van Natal, en omdat hy deel was, daarso was hy deel van NUSAS. En wat was NUSAS? NUSAS was 'n multikulturele studenteorganisasie, maar hulle was nie bewus met wat swart mense deurgegaan het as hulle nie op die kampus was basis nie. En Steve Biko het toe SASO begin. So SASO, Suid-Afrikaanse studenteorganisasie op die einde van die dag. En toe hy SASO begin het basis op die einde van die dag, en SASO toe was verantwoordelik vir die ander organisasies wat ook plaasgevind het basis. Maar uiters belangrik, so nou skryf ons neer ook dat, hoe was Steve Biko beïnvloed? Hy was beïnvloed deur Malcolm X, Marcus Garvey basis. Hulle het hom, nou die is Amerikaners basis, so hy was beïnvloed deur die Black Power movement in Amerika basis. En dan moet u ook skryf van sy skryfwerk ook, dat hy het gevoel dat swart man, u kan nie staan op die lyn nie, u moet nou deel word van die wedstrijd wat plaasvind basis. Hy het ook geskrywe
die mees belangrikste wapen is die gedagte van die onderdrukte persoon in die hand van wat hom onderdruk op die einde van die dag basis. Dan beweeg jy verder en nou verduidelik jy die organisasies wat daar was, wat gestig was basis. Maar jy moet ook verduidelik dat die Suid-Afrikaanse government was eerste ten gunste van die swart bewusheid beweging basis, maar later toe hulle sien wat was hulle doel, toe het hulle strenger maatreëls toegepas en Steve Biko was toe in 'n onderhuisarrestasie geplaas en van daar af het hy hierdie organisasies beginne basis. So hierdie organisasies was Zolompilo basis en hierdie organisasies was reg oor die land van hulle was klinieke en letterlike organisasies om die geletterdheid op te stoot basis was ook geskied op die einde van die dag basis. En dit het toe gelei dat vakbonde na vore toe gekom het soos BAU. So vakbonde het ook na vore toe gekom. Nou moet jy verduidelik wat gebeur het in Durban. En dit was die begin van BAU basis op die einde van die dag. Jy moet ook verduidelik van die Frelimo proteste wat ook plaasgevind het basis in Mozambique en in Angola ook. En dit is swart Suid-Afrikaners aangehits om te veg vir hulle bevryding. Wat ook baie belangrik is, dat die swart bewusstelling het gesê, dat die kleerlinge en Indiërs is ook deel van die swart bewusstelling van hulle was geonderdruk deur die apartheid regering. En dit het toe gelei nou, dat die SASO-lede, was nou die dokters, die onderwysers, wat die skole binne gedring het en hulle het toe die leerders, die skoolleerders ook, wat ons sal sê in Engels geconscientize. En wat toe gebeur het daar is, en dit het toe gelei tot die Soweto opstand, wat plaasgevind het 16 Junie 1976 basis. En dan moet jy verduidelik wat gebeur het met die opstande, en hoe hulle die kinders doodgeskiet het basis, en die geweld in die land, en hoe die skole toegemaak was basis op die einde van die dag. Maar dan moet iemand nou afsluit, iemand moet nou sê basis, die nalatenskap van swart bewusstelling op Suid-Afrikaanse politiek. So Steve Biko was toe vermoor deur die Suid-Afrikaanse polisie, en toe hy vermoor was, was daar 'n nalatenskap van die swart bewusstelling nagelaat basically, en dit het toe gelei na die Verenigde Demokratiese Front, die UDF basis, en dan as iemand nou klaar, hierdie is net die inhoud basis wat jy moet hê. So as jy klaar die inhoud het, nou gaan iemand nou na die afsluitingsparagraaf toe. Maar kom ons kyk gou na die inleiding van hierdie vraag. Kom ons kyk na die vraag en kyk ons na die inleiding van vraag 4. Tot watter mate het Steve Biko en die swart bewusstelling ideologie bygedra tot die 1976 studenteprotest in Soweto? Ondersteun jou argumentasie met relevante bewyse. Nou, ons neem ons stand in. Wat is die stand wat ons inneem? In 'n groot mate het Steve Biko en die swart bewusstelling bygedra tot die so groot mate is ons stand wat ons inneem, ons standpunt inneem. Dan gaan ons na die volgende toe, hierdie ene is die rede basis. So die rede, die swart bewusstelling en Biko poog om die swart gemeenskap te vul met 'n herontdekte trots in hulle self, hulle pogings, hulle waardestelsels, hulle kultuur, erfenis, hulle godsdiens en hulle lewensbeskouing basis. Dan oriëntasie moet nou plaasvind nou in die inleiding paragraaf. In die volgende paragrawe stel ons verduidelik hoe Steve Biko en die swart bewusstelling bydra tot die 1976 protest in Soweto. So hierdie is wat ons roep 'n perfekte inleiding, paragraaf basis, kort en kragtig. So kom ons kyk na die afsluiting nou. Ten slotte het ek in my opstel aangedui hoe Biko en die swart bewusstelling ideologie bygedra het tot die 1976 protest in Soweto, die swart bewusstelling beweging en Biko, so ons vat dieselfde rede wat ons in die inleiding gebruik het, ons sit hom in die afsluiting, maar kyk na die laaste sin gou. Die swart eenheid wat in swart studente ingespuit is, het gelei tot die Soweto
protesbasis. So perfekte inleiding, perfekte afsluiting, en dit is hoe u inleiding en afsluitingsparagrawe moet benader basis op die einde van die dag. So kom ons gaan na vraag 4 toe. So vraag 4 basis is die kom van 'n demokratiese Suid-Afrika basis. So dit begin by die onderhandelinge basis. Maar onthou, as die inleiding paragraaf, dan is 'n agtergrondparagraaf ook 2 Februarie 1990 waar de Klerk bekend gemaak het, hy gaan alle politiese organisaties wat verban was, vrylaat basis op die einde van die dag. Nelson Mandela gaan vrygelaat word op die 11 Februarie en dan noem hy dit. Dan die eerste onderhandelinge het mos nou plaasgevind by die Grote Skeer. Dit was basis in Mei, Mei, en dan moet jy sê, wat het hulle bespreek? Die bespreking was basis hoe hulle die politieke mense wat verban was terug laat kom in Suid-Afrika. Dit was die basiese bespreking wat plaasgevind het daarso. Met jy sê, wat het hulle geteken? Hulle die Grote Skeer minuut geteken. Dan moet en dan beweeg jy aan mos nou. Ons praat ons van die onderhandelinge, dan moet jy noem die geweld in Sebokeng, dan die Pretoria minuut wat plaasgevind het. Wat het hulle bespreek daarso? Die ANC het toe gesê dat hulle gaan kontribusie so staak, en die Nasionale Party het gesê hulle gaan soos as in Engels, die state of emergency stop basis in Suid-Afrika in, waar het hulle geteken, hulle teken toe die Pretoria minute basis. Die volgende paragraaf, ons praat van die onderhandelinge, en wat plaasgevind het met die onderhandelinge, is die CODESA onderhandelinge wat plaasgevind het in Desember basis, 1990 basis. So dit is uiters belangrik dat ons moet dit noem, dan praat ons van die meervoudige onderhandelingsprosesse. So die CODESA nou is die meervoudige onderhandelinge proses wat plaasgevind het. Wat het hulle bespreek daar so by CODESA 1? CODESA 1 het hulle bespreek hoe hulle nuwe konstitusie gaan instel, maar hulle het toe besluit nee, die volkome konstitusie gaan voltooi word nadat na die politieke party wat die verkiesing gaan wen. Na die politieke party in vennootskap en 'n verhouding met die ander politieke partye, hulle moet nou tot 'n slotsom kom hoe die konstitusie gaan werk in Suid-Afrika. Dit is nou CODESA 1 op basis. Hulle toe weggebreek, hulle toe die deklarasie van intent geteken basis. Na daardie onderhandelinge was daar wat ons roep 'n referendum geroep, en 68 van die blanke mense het gestem ja, hulle moet voorgaan met die onderhandelinge. Uiters belangrik dat ons dit moet noem. CODESA 2 kom in werking in, dit was nie 'n sukses nie, omdat hulle nie saamgestem het oor die magsverdeling in Suid-Afrika in die basis. Die ANC breek weg. Mandela sê FW de Klerk is deel, en die Nasionale Party is deel van die derde 'n groep mense wat die ANC mense doodmaak. Cyril Ramaphosa vat toe 'n groep mense, hulle beweeg na Ciskei, toe die troepe van Ciskei begin skiet op hulle, en mense is doodgeskiet en mense is beseer. Jy moet sê hoeveel mense is doodgeskiet basis. Cyril Ramaphosa en Ruth Meyer ontmoet in privaat, en hulle kom tot die slotsom van die rekord van, soos al sê, 'n record of understanding basis. So dit was nie geteken nie, hulle het net gekom tot die slotsom dat hulle het ooreengestem met die record of understanding, en dit was toe later geteken basis, en nie op die tyd waar Cyril Ramaphosa en Ruth Meyer tot 'n slotsom gekom het basis nie. Dan moet u ook noem dat Chris Hani was toe doodgeskiet. Daar was 'n sleepmoord nog gepleeg op hom. Hy was doodgeskiet voor sy huis,
jy moet verduidelik wat het gebeur, dat wit vrou het toe die polisie, die wit vrou het 'n man geskakel, die man het toe die polisie geskakel, Janas Vallas en Dabi Loos was toch gearresteer, de Klerk het toe sy mag verloor oor die situasie in Suid-Afrika. Hy vra toe van Mandela, wil Mandela nie net intree nie, Mandela tree toe in, en dit het toe gebewys wie moet eintlik die leier word in Suid-Afrika in destyds basis. En dan noem hy ook basis dat Joe Slovo het toe gekom met 'n voorstel van die Sunset Clause, hy het toe opgekom met 'n datum wanneer moet die verkiesing plaasvind, en dan ook dat Joe Slovo het ook genoem dat die werkers, die governmentwerkers nou sy werk gaan gewaarborg word vir 10 jaar, so dit sê nie, as die nuwe party oorvat dat die governmentwerkers outomaties af gaan betaal, nee, hulle kan nog vir 10 jaar werk, en hulle kan kies wat hulle wil doen na dit basis. Dan moet u ook noem dat die tuislandleiers was nie ten gunste van 'n nuwe demokratiese Suid-Afrika nie, van hulle sou hulle mag verloor het op die einde van die dag. Dan moet u ook noem dat toe die multi-party onderhandelinge voorgegaan het by die World Trade Center in Kempton Parken, het die AWB toe dit ingestort met militêre voertuie, en hulle het hulle het nie gesoek nie, hulle het gevra vir wat ons roep vandag, hulle eie landbasis, en die land was toe gegee, hulle was toe gedeelte gegee, en dit staan bekend vandag as Oranje basis op die einde van die dag. So die AWB het gevra dat Afrikaner mense met hulle eie land kry, hulle toe hulle eie land gekry, dit is Oranje, huidiglik het hulle eie land, waar hulle eie currency ook gebruik daar basis op die einde van die dag. So dit is belangrik dat ons dit moet noem, en ons moet ook noem van Azapo, hoe hulle die mense doodgeskiet het by die Heidelberg Tavern, hoe hulle die mense doodgeskiet het by die St. James Kerk op die einde van die dag, hoeveel mense was doodgeskiet, hoeveel mense was beseer. Ons moet ook noem dat die Vryheidsfront eerste paar weke voor die verkiesing deel gevorm het van die verkiesingsproses, die IFP, die Inkatha party, het eerste 'n week voor die tyd gesê, hulle gaan deel word van die verkiesingsproses, en Mandela het gaan stem toe in KwaZulu-Natal, en ons moet ook noem dat die ANC het die verkiesing gewen, met hoeveel persent, 63% gewen, en dan noem ons ook dat Nelson Mandela die eerste was toe verkies tot die eerste swart demokratiese president in Suid-Afrika basis. Dan moet u nou aangaan met die afsluitingsparagraaf basis. So ek het net basis 'n oorgawe gegee oor vraagstel 2, en die oorgawe, dit was vraag 1, vraag 2, dit was afdeling A, dit was die brongebaseerde vraag. Dan het ek ook in afdeling B die opsteltipe vraag, vraag 4 en vraag 5 met julle bespreek basis. Leerders, dankie dat u geluister het na my vandag, en ek hoop dat hierdie les wat ons nou net gedoen het, gaan baat vind aan julle basis. So leerders, gaan maar weer deur hierdie les, gaan maar weer deur hierdie notules wat ons bespreek het basis, en ek hoop julle gaan lekker skryf. Bye en dankie.